Welkom by ons bidtuur op hierdie Woensdag aand. Dis altyd 'n voorreg om voor die Here te kom buig. Kom ons maak die oë toe. Onse Here Jesus, mag U ons nou styf vashou en ons lei in U woord. Bid ons in Jesus se naam. Amen. Vir ons skriflesing deel ek vir U hierdie 2 versies, Psalm 91 vers 2 tot 4. En dit sê: Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Hoe wonderlik. Nou, ek wil u gou uitnooi om net daar waar u sit, in u gedagtes, gou 'n glas water in u hand vas te hou. Hoeveel skat u weeg so 'n glas water? 250 gram, dalk 300 gram, dalk 'n bietjie meer. Nou, hoeveel hierdie glas weeg, maak nie regtig saak nie. Maar wat wel saak maak is, hoe lank jy hierdie glas vashou. As jy dit vir 'n minuut lank vashou, ek bedoel, gebeur niks nie. Dit maak nie saak nie. Hou jy dit vir 'n uur lank vas, sal jou arm dalk begin pyn. Hou jy dit vir 'n hele dag lank vas, sal jou arm in werklikheid verlam van pyn begin voel. Die gewig van die glas water het nie verander nie, maar hoe langer jy dit vashou, hoe swaarder begin dit te word. Nou, die stres en die bekommernisse van die lewe is in werklikheid soos 'n glas water. As jy net vir 'n rukkie daaraan dink, ek bedoel, is dit geen probleem nie. Dink 'n rukkie langer daaroor, dan begin dit seermaak. Dink die hele dag daaroor, en jy voel verlam en nie in staat om enige iets te doen nie. En die les, sit die glas neer. Sit die glas neer. En dit is waarom Jesus ons nooi in Matteus 11 vers 28 sy vir ons sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Sê vir my, soek u God se rus in jou lewe? Kom dan met jou alles na hom toe en gee dit alles oor aan hom. Ons toevlug en ons bergvesting, ons God op wie ons kan vertrou, want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser, sê Psalm 91 vir ons. Nou die gees van profesie sê vir ons dat baie wat belydende volgelinge van Christus is, het angstige en bekommerde harte, omdat hulle bang is om hulle self aan God toe te vertrou. Hulle maak nie 'n volkome oorgawe aan hom nie, want hulle deins terug van die gevolge wat so 'n oorgawe mag inhou. Maar tensy hulle so 'n oorgawe maak, sal hulle geen vrede ondervind nie. Daar is baie wie se harte ineenkrimp van die sorge van die lewe, omdat hulle na die wêreld se standaarde streef. Hulle het die wêreld se diens gekies, sy sorge op hulle geneem en sy gewoontes aangeneem. Gevolglik het hulle lewens 'n las geword. Volgehoue bekommernisse mergel hulle lewenskragte uit, sê sy. Die Here begeer dat hulle hierdie laste juk sal neerlê. Hy nooi jou om sy juk op jou te neem. My las is lig en my juk is sag, sê Jesus vir ons in Matteus 11 vers 28. Bekommernisse word met reg gesê is blind en kan nie die toekoms sien nie. Maar Jesus sien die einde van die begin af. In elke moeilikheid het hy 'n weg voorberei om uitkoms te bring, en ons moet net
op hom vertrou as ons toevlug. Die verhaal word vertel van 'n sekere soldaat wat tydens die Tweede Wêreldoorlog op 'n eiland tydens 'n ewige geveg tussen die kruisvuur en rook van sy kamerade geskei was. Die vyand het hom agterna gesit en in sy benoude soeke na skuiling bevind hy hom op 'n hoë rif met verskeie klein grotte in die rotse. Vinnig kruip hy in een van die grotte in. Alhoewel veilig vir die oomblik, besef hy skielik dat hy in werklikheid 'n groot fout gemaak het. Hy was nou vasgekeer en die vyand sou natuurlik elke grot deursoek en hom doodskiet sodra hulle hom kry. God is nou sy enigste toevlug en vesting en baie ernstig begin hy bid dat God hom asseblief sal wegsteek en die grot sal toemaak sodat die vyand hom nie kry nie. En soos wat hy doodstil binne benoud lê en wag, sien hy hoe 'n spinnekop sy web voor die ingang van die grot begin te span. Here, bid hy, ek het 'n klipmuur nodig en nie 'n spinnekop web nie. Uit die donkerte van sy wegkruipplek kon hy hoor hoe die soldate angstig na hom soek en een na die ander grot deursoek. Toe hulle egter by sy grot kom, maak hy hom gereed om sy laaste weerstand te bied. Maar skielik sien hy hoe die leier na die spinnekopweb wys en sy manne beveel om verder te gaan. As hy hier ingegaan het, sou die web gebreek gewees het, sê hy, en so stap hulle by sy grot verby. En skielik word 'n spinnekopweb 'n sterker muur as 'n klipmuur en gebruik God die eenvoudige ding om die slimste mee te verwar. Ellen White sê vir ons dat ons hemelse Vader het 1000 maniere om vir ons te voorsien waarvan ons niks weet nie. Diegene wat hierdie een beginsel, naamlik om die dien van die Here in hulle lewens voorop te stel, eerste te stel, sal vind dat hulle bekommernisse verdwyn en hulle die pad voor hulle voete gelyk gemaak word. En daarom wil ek u uitnooi vanaand. Wat ook al u bekommernisse is, wat ook al u lewe plat druk en swaar op u bors lê, sit dit neer. Sit dit neer. Gee dit oor aan Jesus, ons toevlug en ons bergvesting. Moenie aan hierdie wêreld met al sy stres en bekommernisse vashou nie. Dit sal jou net lam maak en vernietig. Sit dit neer. Jesus nooi ons om ons sorge en laste en bekommernisse na hom te neem, sodat hy ons kan dek met sy vlerke en dat ons onder sy vleuels kan skuil. Amen. Kom ons maak die oë toe. Dankie Here Jesus, dat u ons God is, dat u groot is, dat u almagtig is. En Here, en dat u ons bergvesting is. Die een na wie toe ons kan vlug met al ons probleme, al ons stryd en ellende en dinge waardeur die Satan ons lewens te neer wil druk. O Jesus, help ons om dit neer te sit, om dit na u toe te bring en u toe te laat, om ons toe te vou onder u beskerming en in u genade en vir ons te verlos. Ons bid dit in ons Jesus se kragtige naam. Amen. Hoop jy het 'n goeie week verder en vas staan in genade en seëninge.